Ons gesels oor oefen vrygewigheid as 'n manier om te floreer en vandag juis oor tyd vir 'n kollega. In Matteus 10 stuur Jesus sy disippels uit om die koninkryk van God te verkondig en mense te genees. Hy herinner hulle dat die gawes wat hulle ontvang het, soos geestelike insig, soos genesing, soos hoop, dis gratis aan hulle gegee en daarom moet hulle dit juis ook gratis aan ander gee sonder om iets terug te verwag. Jesus sê in Matteus 10 vers 8, julle het dit verniet ontvang, gee dit ook verniet. Nou hierdie beginsel van onvoorwaardelike gee is nie net van toepassing op ons geestelike gawes nie, maar ook op die aandag, die tyd, die ondersteuning wat ons bied in die alledaagse lewe. In vandag se korporatiewe kultuur en mededingende besigheid is tyd dikwels die skaarsste hulpbron. Wanneer 'n kollegas of 'n vriend sukkel met 'n taak of emosioneel oorweldig voel, is ons geneig om te sê, ek het nie nou tyd nie. Maar vrygewigheid begin dikwels net met 'n paar minute van onverdeelde aandag. Dink aan 'n situasie waar jy 'n kollega of 'n vriend sien worstel met 'n nuwe stelsel of projek. In plaas van net verbyloop, sit net 'n oomblik 10 minute op sy en sit by hulle en verduidelik die proses rustig of luister rustig na hulle. En jy verwag geen dank of erkenning nie, jy gee dit net omdat jy self al in jou lewe hulp ontvang het toe jy dit ook nodig gehad het. En hierdie eenvoudige daad bou vertroue, dit verminder stres, dit versterk spanverband, dit versterk ook vriendskap. Jy gee nie net kennis nie, jy gee 'n gevoel van, ek sien jou, jy is nie alleen nie. Navorsing toon juis dat pro-sosiale gedrag, soos om tyd aan ander te gee, nie net die ontvanger bevoordeel nie, maar ook juis die gewer se welstand verhoog. Wanneer ons onselfsugtig help, ervaar ons meer betekenis, ons ervaar meer geluk. Die vraag is dus, vir wie kan jy vandag 'n oomblik van jou tyd en gawes gratis gee? Dit help jou ook floreer. Leef geïnspireerd.